Goeiemôre almal en baie welkom by vanoggend se aanlyn diens. Ek hoop dat julle lekker warm en knoesig is en dat julle sommer hierdie aanlyn Sondag vanoggend lekker ergens tydjie het wat jy saam met jou familie kan spandeer. Ons gaan vanoggend so 'n recap doen op die eerste 6 tekens van die 7 tekens wat ons gekyk het na wat Jesus gedoen het voor ons volgende week met die 7de afsluit wat die groot een is. En ons het goed gedink om liewers vandag net so opsomming te doen oor die eerste 6 en in persoon af te sluit met die laaste ene. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Nou vra ons ook vir die Here om saam met ons te wees en sy Gees ons te lei vandag. Here, baie dankie. Geleenthede soos die wat ons 'n oggend kan rustig wees of 'n dag kan rustig wees saam met familie en vriende. Help ons ook in hierdie tyd sodat ons ook oor hierdie 6 tekens weer kan dink en dit ons weer kan wys wie die lewensveranderende Jesus is. Amen. So vanoggend gaan ons gesels oor die 6 tekens van 'n lewensveranderende Jesus en in hierdie tyd het ons gekyk na Johannes 2 tot hoofstuk 9. So ons het al daai hoofstukke na gekyk. En ons het gekyk na geleenthede waar Jesus ingekruip het. Nou julle, Jesus se wonderwerke is nie net wonderlike dade nie. Johannes noem hulle tekens, want elke teken wys na iemand, na Jesus as die seun van God. Dis waarna al hierdie tekens wys, niemand anders nie. Dit wys alles vir ons iets van wie hierdie seun van God is met die naam Jesus. Hierdie tekens openbaar nie net sy mag nie, maar dit openbaar ook sy hart vir mense. En hierdie mense is ek en jy. Dit openbaar Jesus se hart vir jou en vir my. So ons gaan net die een teks nou saam lees en dan gaan ons oor die 6 tekens gesels en in Johannes 20 vers 30 tot 31 lees ons dat Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen. So baie meer. Ja, maar Johannes noem net 6, die belangrikste noem hy. En dan vers 31, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God. En sodat jy leer dit te glo in sy naam die lewe kan hê. So wat was hierdie 6 wondertekens? Kom ons gaan 'n bietjie terug, 6 weke terug en ons kyk na die eerste een. Die eerste een is Jesus verander water in wyn. En dit lees ons in Johannes 2 vers 1 tot 11. En ek wil jou uitnooi om weer die verhaal te gaan lees of na die studiegids te gaan kyk wat uitgekom het. Nou, Jesus en sy disippels is by 'n troue in Kana en hier raak die wyn op. En dan Jesus se ma Maria wys vir Jesus die probleem uit. En hy sê vir haar, my tyd het nog nie gekom nie, maar dan doen hy iets bonatuurlik. Hy verander water, gewone water in daai reinigingskruike in die beste wyn. Wat het ons uit dit geleer? Die eerste ding is Jesus gee om oor die klein goed. Die goed wat vir jou belangrik is vir hom belangrik. Hoeveel keer dink jy, man, dis net 'n klein dingetjie. Ek gaan nie die Here met dit pla nie. Of, man, dis net iets klein, ek gaan nie worry oor dit nie. Weet jy, Jesus, God gee om oor daai klein dingetjies in jou lewe. Want wat dikwels gebeur is, God gebruik gewone dinge. Hy gebruik gewone dinge om buitengewone dinge te doen. Die kruik en die water was redelik alledaags. Dit was aan almal se huise gewees. Maar in Jesus se hande het iets buitengewoon geraak. Jesus wys ons ook hier dat gehoorsaamheid maak die pad oop vir wonderwerke. Want Maria sê vir die diensknegte, wat hy ook al sê, moet julle doen in vers 5. Wat in jou lewe het opgehou vloei? Jou vreugde opgeraak, jou hoop, jou energie. As dit so is, bring dit vir Jesus. Jesus maak water in wyn. Die tweede teken waarna ons kyk het, is Jesus wat die amptenaar se seun op 'n afstand genees het. Jy kan dit gaan lees in Johannes 4 vers 43 tot 54. Nou hier was hierdie regeringsamptenaar, koninklike amptenaar se seun en hy is sterwend. En hierdie man kom na Jesus en vra hom, Here, kom tog asseblief voordat my kindjie sterwe, soos ons in vers 49 gelees het. En Jesus antwoord hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe.
Nou, verbeel jy was daai pa. Hier doen jy hierdie dagreis om by Jesus uit te kom, en jy hoop Jesus gaan kom na hom toe, maar Jesus sê net vir hom, gaan huis toe, jou seun lewe. Wat dit ons leer is, Jesus se woorde het mag, selfs al is dit op 'n afstand. Wil jy dalk vra, voel dit partykeer vir jou of hy ver is? Goeie nuus is, Jesus se woorde het selfs op afstand krag. Al voel jy so, al voel jy Jesus is ver, onthou sy woorde het krag. Dan die ander ding wat ons moet verleer hieruit is dat dit gaan oor geloof. Ware geloof sien nie altyd voor dit glo nie. Die man het geglo wat Jesus gesê het, en toe hy by die huis kom, was sy seun gesond. En toe hy met die mense om hom praat, het hy agterkom, dit was presies op die tyd wat Jesus die woorde gespreek het. Julle kan dit gaan lees in vers 52-53. Vriende, geloof is aansteeklik. As jy net wonder, hoe kan jy mense beïnvloed vir Jesus en nader aan hom bring? Leef jou geloof, wees jou geloof. Ons lees in vers 53 in hierdie verhaal dat hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Ek wil jou vra, wat wag jy vir Jesus om aan te raak vandag? Ek wil vir jou sê, sy woord is genoeg. Glo dit en beweeg op die grond daarvan dat Jesus wat spreek, sy woord is genoeg. Die derde ene was, Jesus genees die man wat vir 38 jaar siek was. Nou dalk is 'n klomp van julle al ouer as 38 soos ek, ons gaan nou nie nommers noem nie, maar kan jy jou verbeel, jy is vir 38 jaar siek. Johannes 5 vers 1-9 gaan jy hierdie verhaal kry. En wat gebeur is by die bad van Bethesda lê 'n man wat 38 jaar lank siek is. En Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? Die man kla oor sy gebrek aan hulp, maar Jesus sê, staan op, tel jou slaapmat op en loop. Belangrike vraag wat Jesus daar gevra het is, wil jy gesond word? Julle, ons kan nie bid en vra, Here, verander dit, verander dat, maar ons is nie bereid om ook te verander nie. Ons is nie bereid om op die werk te doen nie. Wat leer ons uit hierdie verhaal? Wat het ons geleer? Ons leer dat God is in beheer van die wanneer. Dit het dalk vir die man gevoel of dit laat is, maar Jesus sê nooit te laat nie. Soms is ons eie ingesteldheid, die eie manier hoe jy dink, jou eie hindernis. Die man was vasgevang in sy verwagting dat net die bad kon help, want dis wat hy geglo het en geweet, sy verwagting was, as ek net in die bad kan kom, as iemand met kan help, kan ek genees word. Maar hier is die ding, julle, genesing vra keuse en aksie. Jesus vra nie net of jy wil gesond word, hy gee ook 'n opdrag, staan op. Wat is die areas waar jy moet ophou wag en begin om 'n stap in geloof te neem? Dink vir 'n oomblik daaroor. Vierde een is, Jesus voed 5000 mens met net 5 brode en 2 visse. Een van die bekendste wonderwerke wat Jesus gedoen het, wat ons in Johannes 6 vers 1-13 kry. Wat hier gebeur het is 'n groot skare is honger. En Jesus vra vir sy disippels, waar kan ons brood koop? En dan sê hulle vir hom dat 200 silwermunte is nie genoeg nie. Toe bring een van die disippels 'n seentjie se klein mandjie kos, 5 brode en 2 visse. Wat Jesus doen is hy dank God, hy breek dit en dit word genoeg vir almal, met mandjies vol oorskiet wat agterbly. En wat leer ons hieruit? Jesus vra nie wat jy nie het nie. Hy vra wat jy wel het. Wat het jy in jou hande? Geloof beteken dat om dankie te sê voordat jy sien. Jesus het God gedank voordat die kos vermenigvuldig was. In Jesus se hande word min oorgenoeg. En in hierdie verhaal word ons gevra, wat is in jou hande? Jou tyd, jou hart, jou talente. Gee dit aan Jesus en kyk hoe hy dit vermeerder. Tak ons met die 5de ene.
Jesus loop op die water. Ek het gesê toe ons oor gepraat het van elke seentjie op 'n stadium toe hy kleiner was, probeer om in die swembad op die water te hardloop. Maar ons kry hierdie verhaal in 2 stukke. Ons kry dit in Johannes 6 vers 16 tot 21 en ook in Matteus 14 vers 28 tot 29, 2 uitkyke op die verhaal. En die disippels is in 'n storm op die see en dis donker, die wind waai. Skielik sien hulle Jesus op die water aankom. En hulle herken hom nie dadelik en hulle is bang en hulle dink is 'n spook, maar Jesus sê vir hulle, dit is ek. Moenie bang wees nie. En in Matteus lees ons waar Petrus uitroep en sê, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En Jesus sê vir hom, kom. Ons weet maar Petrus het geloop, hy het gesink en Jesus het ons gehelp. Maar wat leer ons eintlik ook hieruit? Ding is, ons leer hier Jesus kom in jou storm. Hy kom nie net na dit toe nie, maar hy kom in dit in. Die ander ding wat ons leer is, jy kan nie op water loop as jy nie die boot uitklim nie. Petrus het daai wonder beleef omdat hy gehoorsaam was. Sit jy nog in jou boot of is jy bereid om uit te klim om na Jesus toe te stap? As jy Jesus toelaat in jou boot, bring hy jou veilig aan die wal. Ons het gelees dat toe Jesus in die boot geklim is, hulle dadelik waar hulle wou wees. Waar roei jy alleen vandag? Laat Jesus toe en as hy roep, klim uit die boot uit. Die 6de en laaste teken waarna ons gekyk het was in Johannes 9 vers 1 tot 11 waar Jesus sien van 'n man wat van geboorte af blind is. Probeer jy dit? Van geboorte af blind. Jesus se disippels vra, wie het gesondag? Is dit die man se ouers wat gesondag het? En Jesus sê nie hy nog sy ouers nie, maar hy is blind sodat die werke van God in hom geopenbaar kan word. Jesus maak dan modder, smeer dit aan sy oë en sê, gaan was jy in die bad van Siloam. Hy het gegaan, het afgewas en daar sien hy. En wat leer ons hieruit? God gebruik lyding om sy heerlikheid te openbaar. Vriende, ek sê nie hierso dat God laat lyding met ons gebeur om sy heerlikheid te openbaar nie, maar wat gebeur is, waar daar lyding is, en jy laat hom toe, kom hy en hy openbaar sy heerlikheid in die lyding. Want Jesus genees nie net fisies nie. Jesus herstel identiteit en waardigheid. Gehoorsaamheid is dikwels die sleutel tot 'n wonderwerk. Want Jesus het hom gesê om iets te gaan doen en hy het gegaan en toe hy terugkom, kon hy sien. Voel jy blind? Voel jy blind vir wat God doen? Vertrou net en neem die stap vandag. Selfs al verstaan jy nie alles nie. Partykeer moet jy die boot klim sonder dat jy weet of jy gaan sink of loop. Elkeen van hierdie tekens is 'n uitnodiging. Dis 'n uitnodiging vandag vir jou om te glo nog voordat jy sien. Om iets kleins aan hom te gee en hom toe te laat om dit te vermeerder. Om in jou storm te besef hy is naby. Om op te staan en te leef selfs al voel jy nie gereed nie. En die laaste ding wat ons hier uitkry is 'n uitnodiging om blind in gehoorsaamheid te wees en om toe te laat dat Jesus jou oë sal oopmaak. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy moet net bereid wees. Hier is jou uitnodiging vandag. Wat is in jou hand? Wat is leeg in jou lewe? Waar het jy opgehou glo dat God nog iets kan doen? Kom vandag na Jesus toe. Gee wat jy het. Vertrou sy woord. Klim uit die boot en was jou oë. En kyk hoe Jesus, die wonderwerker, jou storie kan verander. Jou storie mag dalk al tot hier geskryf wees. Maar jou storie wat van vandag af geskryf word, kan en gaan anders wees as jy kies om na Jesus die wonderwerker te kyk en hom te volg. Kom ons bid saam.
Here, dankie dat ons in u woord van hierdie 6 tekens leer en lees en deur dit kan ontdek wie Jesus is, maar ook wat die krag is wat in hom lê. Here, my gebed is dat hierdie tekens van ons gekyk het nie net mooi stories sal raak nie, maar dat ons die praktiese goed van dit sal vat en in elkeen van ons lewens sal gebruik en na sal uitkyk voor. Here, help dat ons geloof so is dat dit ander na u trek. Nie sodat dit iets na ons wys, maar dat dit na Jesus wys. En op die einde van die dag na die ewige lewe saam met u. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nooi julle uit na volgende Sondag, na ons Engelse diens by Kiru, as ons afsluit met hierdie reeks, die wonderwerker, en dan gaan ons gesels oor die laaste teken. Hoop julle het 'n heerlike dag verder, en mag julle heerlik rus en ontspan. Tot volgende week, sien julle by Kiru.